Ek het laasweek met julle gesels oor ons is geregverdig, ons is heilig en ons kort niks as gevolg van dit wat Jesus gedoen het. En ek wil vandag bietjie bou op dit oor so hoekom is dit vir ons belangrik om dit te weet en op daarom te fokus? Hoekom het hy gekies om my gees totaal en al perfek en regverdig te maak? Hoekom het hy besluit om dit so te doen? En nou, ek dink nie ek gaan vandag by al die redes uitkom nie. Inteendeel, ek is redelik seker ek gaan nie al die redes cover nie. En ek dink nie ek het al revelation van al die redes hoekom dit gedoen is nie. Maar ek wil vandag net vir ons iets kleins, nie klein nie, 'n punt daarvan uitwys wat vir my en my persoonlike lewe 'n massive verskil gemaak het. En dis dat ek en jy is bemagtig. Daar's 'n krag daarin om te weet ek is vry. Daar's iets in jou wat verander as jy weet ek hoef nie te werk om geregverdig te wees nie. Daar's 'n wegspringplek wat verander as jy weet ek is reeds heilig, ek hoef nie heilig te wees nie. En miskien moet ek hier net ek wil bietjie met ons gesels vorentoe oor heiligmaking. Ek wil net hier iets vinnig daaroor sê. Dat daar's 'n krag daarin om te weet dat tussen my en Dad, we're good. Ons is, hy het my heilig gemaak, hy het my geregverdig gemaak. My verhouding met hom is 100%, my stand voor hom, dat ek dit dalk so stel, is 100% reg. Hy het my reeds met hom versoen. Daar's niks meer wat hy aan my gees kan doen om my nog beter te maak. Maar nou is daar hierdie lewe buitekant toe. So hierdie lewe soontoe het hy 100% perfek herstel. Daar's niks vir my wat ek kan byvoeg om dit beter te maak nie. Maar ek dink julle sal almal met my saamstem. Nou is daar 'n wêreld daar buite wat sê julle kerkmense. En dis waar heiligmaking inkom. Dis nie ek wat probeer heilig wees voor hom nie. Dis ek wat uitleef wat binne in my is na 'n wêreld wat daar buite wat soek. En ek dink ons moet, dankie Heilige Gees. Daar's iets wat ons moet besef is, in hulle kritiek is hulle eintlik besig om te soek. In hulle kritiek, maar julle sê julle kerkmense, maar kyk, julle maak net so. In daai kritiek wys dit vir my eintlik, hy was besig om iets in my te soek. En dit wat my bemagtig om vir hom te leef wat hy graag gesoek het, is die feit dat ek klaar geregverdig is. Die feit dat ek klaar vrygespreek is. Die feit dat ek klaar voor hom heilig is, bemagtig en bekragtig my om heilig te leef. En ek gaan vir ons 'n paar voorbeelde uit die skrif uitwys wat Jesus dit toegepas het. En dan is dit vir my so mooi dat Jakob vir ons uit die Ou Testament uitkom wys oor gee en finansies en sulke goed, want ek wil vir ons ook na die Ou Testament toe gaan en vir ons ook daar gaan wys hoe God al daar in die Ou Testament al vrygespreek het om iemand te bemagtig om 'n heilige lewe te lei. So kom ons trek weg by Markus 2. Jy kan vir my na Markus 2 toe gaan. Ons kry 'n baie bekende verhaal hierso van die verlamde man wie se 4 vriende hom na Jesus toe gedra het op die stretcher. En hulle was in 'n huis. Nou, ek het al prentjies gesien van hoe hulle huise daai tyd gelyk het. Ek kan nog steeds nie hierdie ding in my kop kry hoe daai toneel gelyk het nie, want ek sien hierdie
2 vertrekhuisies en dan het hulle hier op die dak geklim. Hulle almal moes onder die stof gewees het en onder bourommel gewees het onder toe hulle deurgebreek het. Maar anyway, ek wil nou nie daaroor. So hierdie 4 pelle kom, hulle sien daar ons gaan nie in hierdie huis inkom nie. Nou hierdie ou moet vandag loop. En op 'n manier kom hulle bo op die dak, breek die dak oop en hulle sak hierdie ou neer. En is pretty obvious waarvoor is hy daar. Gaan vir my na vers 5 toe. So hier het ons hierdie toneel wat almal is onder die stof en almal wonder wat gaan nou hier aan. Hier is hierdie ou in die, ek sê nou 'n stretcher, maar dit moet so 'n makeshift ding gewees het waarmee hulle hom gedra het. Ek weet nie hoe die ding presies gelyk het nie, maar hulle sak hom hier neer. En so ek sê, ek dink vir my en jou as mens is dit redelik logies waarvoor is die ou hier. Hy wil graag loop. Maar kyk hoe begin Jesus. Vers 5, en toe Jesus hulle geloof sien, dis nou die vriende se geloof, sê hy vir die verlamde, seun, jou sondes is vergewe. Voordat hy hom genees, spreek hy hom vry van sy sonde. Nou ek wens die Bybel het vir ons bietjie ingekleer oor why. En ek sê hierdie met groot versigtigheid. Ek's altyd baie versigtig om prentjies in te kleer waar ek nie duidelikheid het nie. Maar Jesus moes iets geweet het van hierdie ou se verlede. Die Heilige Gees moes vir hom iets kom verduidelik het. En sê hierdie ou se grootste probleem is nie dat hy nie kan loop nie, dis dat hy sy verhouding met Dad moet herstel. Anders gaan loop om niks help nie. En Jesus bemagtig hierdie ou om vir hom te sê, jou sondes is vergewe. Hy maak hom vry. En toe hy hom vry het, toe sê hy vir hom, staan op en loop. Dit is interessant, en ek wil nie regtig gaan nie, maar ek moet net dit noem, dat toe die fariseërs, die skrifgeleerdes en die ouens van die kerk, man, nee, nie die mense van die kerk, nie die ouens wat altyd wil maak asof hulle hoogheilig is. Ek wil net gou vir jou ietsie lees, wat die Here nou die aand toe ek oor hierdie mediteer, toe wys hy vir my hierdie. Vers 6, kom ons gaan daar, hy sê, en sommige van die skrifgeleerdes het daar gesit en in hulle harte geredeneer. Vers 7, waarom praat hierdie man so godslasterlik? Wie kan sonde vergewe behalwe een, naamlik God? En hierdie is vir my amazing. Jesus het nou net vir ons eintlik kom sê, ek's mens, maar ek's ook God. In vers 8, en Jesus het dadelik in sy gees geweet dat hulle by hulle self so redeneer, en hy sê vir hulle, wat redeneer julle oor hierdie ding in julle harte? Wat is makliker? Hy vra nie, dit is vir my interessant, sy woordkeuse is net vir my verskriklik interessant. Hy vra nie wat's moeiliker nie. Hy vra wat's makliker. Vir my en jou is albei ewe onmoontlik. Maar omdat hy God is. Wat is makliker? Om vir die verlamde te sê die sonde is jou vergewe, of om te sê staan op en neem jou bed op en loop. Maar dat julle kan weet dat die Seun van die mens mag het om op die aarde sondes te vergewe, sê hy vir die verlamde man, ek sê vir jou, staan op, neem jou bed op, gaan na jou huis toe. Hierdie skrifgeleerdes kom om, hulle wil Jesus versoek. Nee, ekskuus, ek is nou al in die volgende storie. Wat ek hier net vir ons wou, wat ek hier net vir ons wou gewys het, is hierdie, wat is makliker? En ons maak eintlik vandag altyd moeilik.
genesing is moeilik. Ons kan nie verstaan, dis 'n moeilike ding hierdie. En verlossing is ook eintlik moeilik. Jy weet, jy moet daarom jou kant ook bring en jy moet al hierdie nee. Wat het hierdie verlamde man gedoen om vergewe te word? Absoluut niks. Hy het deur sy vriende het hy net opgedaag. Maar toe hy dit kan ontvang, toe kon hy loop. Nou is my mooi. Ek gaan na Johannes 8 toe. Ek gaan vir ons nog enetjie wys. Dis nog 'n vrou saam met wie ek graag eendag wil sit en net gesels, want ek het al so baie by haar geleer. In Johannes 8, ons ken hierdie storie ook, maar ek wil hier van vers 1 af net vir ons lees, daar's iets wat ek net hier in die verbygaan veel wil wys, wat so mooi is. Maar Jesus het na die Olyfberg gegaan en vroeg in die môre het hy weer in die hemel gegaan, in die tempel gegaan en al die mense het na hom gekom en hy het gaan sit en hulle geleer. En die skrifgeleerdes en die fariseërs het 'n vrou wat aan egbreek betrap was na hom gebring. En toe hulle haar tussenin laat staan, sê hulle vir hom: Meester, hierdie vrou is op 'n daad van egbreek betrap. En Moses het ons in die wet bevel gegee om sulke vroue te stenig. Maar wat sê u? En die begin van die volgende vers het my nogal gevang. In vers 6 sê hy, en dit het hulle gesê om hom te versoek, sodat hulle iets kon hê om hom te beskuldig. So hulle kry hierdie vrou in oorspel. Laas toe ek gekyk het oorspel 2 mense, dit vat 2 mense om oorspel te pleeg. Hoekom die ander ou nie gebring is nie, weet ek nie, net die vrou is gebring. Miskien was dit een van hulle. Maar hulle los hom, bring die vrou, maar hier's vir my interessant. Ek weet nie of julle dit nou al agtergekom het nie, maar ek dink is redelik relevant in ons kerk vandag is die stryd tussen die wet en genade. En daar's altyd hierdie toutrek. En ek sien dit het toe al gebeur. Hierdie fariseërs het ook hierdie miskonsepsie gehad van genade smeer toe. Want ons het dit vandag nog. Die miskonsepsie is genade is God wat jou sondetjies toesmeer. En ons vee dit onder die mat in en hy vergeet daarvan. So ek kan aangaan met my lewe want genade smeer als toe. En hulle het daai selfe miskonsepsie gehad. Om vir hom te sê, maar die wet sê. Wat sê genade? En dan is dit vir my so mooi, dat genade sê kom ons wees regverdig. Vang jy dit? Genade is nie ek smeer dit toe nie. Genade is kom ons wees regverdig. Iemand moet betaal vir hierdie sonde. En omdat jy nie kan nie, sal ek. Kom ons lees hom net klaar. Vers 6, ons gaan net weer aan daai sê, en dit het hulle gesê om hom te versoek, sodat hulle iets kon hê om hom te beskuldig. Maar Jesus het neergebuk en met die vinger op die grond geskryf, en ek glo ons sal eendag, sal ons weet wat het hy daar geskryf. Daar's baie spekulasies, ek wil nie spekuleer nie. Een van die spekulasies is, dat hy dalk die ou se naam daar geskryf het. Maar toe hulle aanhou om hom te vra, het hy hom opgerig en vir hulle gesê, so hierdie prentjies net, hy hou aan skryf, en hulle hou aan jap, en hy hou net aan, want hier staan, en hulle het aangehou. En toe hulle aanhou, om hom te vra, het hy hom opgerig en vir hulle gesê, en hier is die ding wat vir my sê, wees net regverdig. Sê, laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste 'n klip op haar gooi. En hy buig weer neer en hy begin weer verder skryf. In vers 9, en toe hulle dit hoor,
het hulle deur al gewete bestraf een vir een weggegaan. Van die oudste af tot die laaste toe, en Jesus het alleen agtergebly, en die vrou wat daar tussen hulle was. Hy sê dat die een wat sonder sonde is, die eerste klip gooi. Net daar diskwalifiseer hy hulle, maar hy kwalifiseer homself. Want hy was sonder sonde. En hy sê, laat daai ou die eerste klip gooi. En kyk wat gooi hy. Vers 11. Of kom ons net vers 10 ook lees vir konteks. En toe Jesus hom oprig en niemand sien behalwe die vrou nie, sê hy vir haar, nou, waar is hierdie ouens wat jou beskuldig? Het niemand jou veroordeel nie? Jy sien, hulle kon haar beskuldig, maar hulle kon haar nie veroordeel nie. Omdat hy gesê het, dat die ou sonder sonde die eerste een wees. En hy, wat haar nie net kon beskuldig nie, hy kon haar ook veroordeel. Hy bemagtig haar in vers 11. En sy antwoord, niemand nie, Here, en Jesus sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie. Gaan nou vanuit hierdie vryspraak. Vandag het jy voor die Seun van God gekom, die een wat sonder sonde was, wat die eerste klip kon gooi. Hy sê, ek wil regverdig wees en ek wil jou bemagtig hoe om nie weer te sondig nie. Jy's vry. Hy het nie vir haar gesê, moet dit net nie weer doen nie, dan sal ek jou nie veroordeel nie. Hy het eers vir haar die tools gegee. Die tool is, jy's vrygespreek. Dis jou shifting om hierdie job te doen. Dis jou tool om hierdie heiligmaking uit te leef, is ek is heilig. Ek is vrygespreek. Ek is in my hart oortuig, ons lees nie weer van haar nie, maar ek is in my hart oortuig, hierdie vrou het gegaan en het nooit weer gedoen nie. Want daai skuldgevoel is weggevat. Ek dink toe sy hom in die kruis gesien het, het sy besef. Ek is in my hart oortuig, die Heilige Gees het haar daar oortuig. Daar's jou sonde. Jy hoef dit nooit weer te doen nie. Want wat het hierdie vrou regtig gesoek? Hoekom doen enige iemand oorspel? Soek liefde, hulle soek aanvaarding. En die een wat haar kon reject, wat die totale volmag gehad het om te sê, sis jou vuil vrou. Gesê, ek vergewe my as ek is altyd die eerste ou om te sê, moenie goed inlees vir haar nie staan nie. Maar as dit nie daar staan nie, dink ek sy kon in sy oë die liefde sien, wat sy nog aan elke man gesoek het. En daai liefde wat vir haar gesê het, ek spreek jou vry, het vir haar die krag gegee om te sê, I don't need to do this. I am loved. En dit het haar vrygemaak. Gaan nou al die pad terug in Genesis toe. Hierdie is Genesis 17. Hierdie is iets wat ek glo Jesus by Abba gesien het. En hy het dit daar sien werk. Nie dat, ag jy my reg verstaan, nie dat ek glo toe Jesus in die hemel was, moes hy iets by God leer nie, want hy was God, sê Johannes 1 vir ons. Ag, ek hoop jy ja. Toe hy mens was, het hy hierdie onthou. Kom ons, Genesis 17. Toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê, ek is God, die Almagtige. So hy sê vir hom, ek het die almag om te doen wat ek wil.
En hierdie is wat ek graag vir jou wil doen. Wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. Weereens, soos met die vrou, het hy nie gesê, gaan Sondag nie meer nie, dan sal ek jou vryspreek. Hy sê nie vir Abraham, wees opreg, en dan kan jy na my aangesig toe kom nie. Die bron om opreg te leef is God. En hy sê, kom wandel hier by my, stap saam met my, leef saam met my. En hierdie is vir my, ek moet eerlik wees, ek verstaan hierdie nog nie heeltemal hoe dit gewerk het nie, want vir Moses het hy gesê, jy kan nie my aangesig sien nie, want geen mens kan my aangesig sien en leef nie. Eksodus 33. Hier sê hy vir Abraham, kom leef voor my aangesig. Al wat ek uit Eksodus 33 verstaan met Moses, is Moses was klaar onder die wet, op daai stadium. Abraham is nog voor die wet. Hy is al geregverdig deur sy geloof. Hy die geregtigheid wat ek en jy nou het, en as gevolg van dit, kan God vir hom sê, kom wandel voor my aangesig. Kom spandeer jou tyd hier by my. Kom ek en jy wees face to face. En dit sal jou bemagtig om opreg te wees. En daai woord daarvoor opreg in Hebreëus is tamim. Nou, tamim word gebruik wanneer in Levitikus is vol daarvan, wanneer hy hulle verduidelik hoe die lam moet lyk, die vleklose lam, dan gebruik hy daai woord tamim. Gaan vat die bring 'n vleklose lam en doen hierdie offer. As jy in Eksodus 12 ook, toe hy gesê het, vir die voorskrif vir die Pasga, daai lam wat moes vlekloos wees, tamim. Hy sê vir Abraham, as jy hier in my aangesig leef, sal jy die vlekloosheid hê van die lam. God vra nie vir jou en vir my vandag, get your act together. Kom eers reg, en dan kan ons weer praat. Ek en jy het nie die vermoë nie. Ons moet net op daai plek kom, besef, daai boom van kennis van goed en kwaad het nie die vermoë om my te maak wat ek moet wees nie. Waar ek die vermoë het om voor God vlekloos te leef, is voor sy aangesig. Is as gevolg van hom, as gevolg van hy wat op my skyn, as gevolg van hy wat in my is, sy volheid in my, as gevolg van dit wat Jesus vir my, namens my, in my kom doen het aan die kruis. That's the power. Dis as gevolg van hom in en deur my. Dis hoekom ek opreg kan wees, dis hoekom ek vlekloos kan leef. Ek het die vermoë. En ek dink as die Here nie dit anders op my hart lê nie, gaan ons volgende Sondag praat oor ek en jy kan sonder sonde leef. Ek dink daai gaan jou boot so 'n bietjie skat. Maar dis deel van dit wat Jesus vir ons voorbetaal het in die kruis. Dis om, man, die kruis raak vir my al hoe voller. Dit raak net vir my al hoe voller. Ek wil hiermee afsluit. 2 Korintiërs 3. Ons gaan in vers 17 begin. Herhaal net vir my hierdie konsep. So die Heilige Gees het deur Paulus hierdie openbaarmaking vir hom gebring. En hy kom pen dit vir ons hier neer, dat dit is deel van God se woord. Kom ons begin in vers 17, hy sê, die Here is die Gees,
En waar die Gees van die Here is vryheid. Hy begin en hy herinner ons, onthou, die Gees is in jou, jy's die tempel van die Heilige Gees, en waar daai Gees is daar vryheid. Nie vryheid om te doen wat jy wil nie, jy's vrygespreek. Daar's vryheid tussen jou en God, daar is nie meer oorlog tussen jou en God nie. Toe die engele vir die skaapwagters kom vertel het van Jesus wat gebore gaan word, het hulle gesê vrede op aarde. En hulle het nie gepraat van die afwesigheid van oorlog nie. Vrede tussen die mens en God. En hy kom sê waar die Gees van die Here is, waar is die Gees van die Here? In my en jou. Waar hy is, daar's vryheid. Dan sê hy in vers 18, so uit hierdie bemoediging en uit hierdie bemagtiging, daar's nou vryheid tussen jou en God, sê hy, en terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël, die heerlikheid van die Here aanskou. Nou, hou net jou plek daar, dan gaan jy gou vir my na Romeine 6 toe, ekskuus, ek het hom nou nie gemerk nie, maar ek onthou nou dit, en dit is vir my so amazing. Romeine 6, vers 4. Ek gaan nou nie alles lees, ek wil net vir jou hier ietsie wys wat my mind geblou het. Vers 4, hy sê, ons is dus saam met hom begrawe, dis nou Jesus, deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dood opgewek is deur die heerlikheid van die Vader. Die heerlikheid van God het Jesus uit die dood opgewek. Daai heerlikheid wat hy vir Abraham gesê het, kom wandel voor my aangesig, kom wandel in hierdie heerlikheid. Dis nie 'n aura nie, dis nie net 'n glow nie. Dis 'n krag wat 'n dooie kon opwek. En nie net was dit 'n gewone dooie nie, dit was Jesus, en die vyand, glo ek, was met al sy demone daai dag daar gewees en het probeer om Jesus daar te hou. En dit het net die heerlikheid van God gevat om hom op te wek. Nou sê hy, ek en jy. En terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël, die heerlikheid van die Here aanskou, daai krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, terwyl ek en jy dit nou aanskou, ons kan dit aanskou want ons is vrygemaak. Die vorige vers. Ek kan die heerlikheid, ek kan oorleef, ek kan die heerlikheid van God aanskou en oorleef. As gevolg van wat Jesus vir my in die kruis gedoen het. En hoe wow hierdie ook al is, ek meen hierdie alleen is amazing, want hy het vir Moses gesê, kan nie met jou gebeur nie. Ai, Here, ja, bless die ou hartjie, maar hy sê vir Moses, maar ek gaan dit vir jou doen, ek gaan jou in die gleuf van die rots wegsteek. Ek gaan jou in Jesus wegsteek. En dan gaan ek jou toemaak met my hand, en as ek verbygaan, dan kan jy my sien. Ek en jy is vandag in Jesus, in daai rots. En ek en jy het wat Moses nie kon gehad het nie. Ons kan die heerlikheid van God aanskou, en hoe mind-blowing dit ook al is. That's not it. Dis die al die. Hy sê, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld. In hierdie heerlik, as jy nou ooit wou geweet het, hoe verander ek? Gaan ek harder probeer. Come into my presence. Ervaar my heerlikheid. Sien my heerlikheid.
Dan praat hy van 'n spieël, sien jou in hierdie en die gevolg daarvan is, ek en jy word verander. Ek wil jou vandag met hierdie bemoedig. Dit het 'n vrou vrygemaak van 'n losbandige seksuele lewe en losbandige seksualiteit beteken eenvoudig net me myself and I. Ek soek, ek wil my begeertes reg wil ek bevredig. Wat ek wil hê, dis wat belangrik is. En deur vryspraak maak hy haar vry, verander hy haar in 'n oomblik. Dis vir my mooi dat Abba maak eers vir Abraham, help hy hom om in hierdie heerlikheid in te kom, om hierdie vryspraak te ervaar, sodat dit hom kan verander, sodat die belofte kan manifesteer. Want daai was op 99, die jaar daarna, hou hy daai belofte, daai fisiese belofte in sy hand vas. Maar hy is eers vrygespreek, hy het eers in hierdie heerlikheid ingekom. Ek en jy, deur dit wat Jesus aan die kruis gedoen het ons toegang tot die allerheiligste, tot hierdie heerlikheid. Soos ek en jy vandag iets in ons lewe ervaar, dat jy weet, daai was nie 'n vrug van die Gees nie. Moenie harder probeer om ontslae te raak van dit nie. Ek dink is 'n barometer om net vir jou te sê, more glory, bietjie meer heerlikheid. Dat ek net in hierdie spieël bietjie meer kyk. Dat ek net in hierdie spieël kom sien wie hy my gemaak het om te wees. En dat dit jou bemagtig. En dat dit jou bekragtig. En dat daai ding van jou afval, wat jy gesien het, is nie veronderstel om maar te wees nie. Hy is net so anders. Hy doen dinge net soveel anders. Ek wil hê, as jy vandag nagmaal gebruik, nie, die vrouens wat nou saam met ons hier is, julle het omtrent 'n nagmaal overdose hierdie naweek. Maar ek dink dis 'n goeie overdose. Ek wil hê as ons hierdie nagmaal gebruik, aanskou die vryspraak nommer 1. Jy's vry. Jy's vergewe. Jy is wat hy wil hê jy moet wees. Jy's sy seun. Dis wat hy wil hê. Seun en dogter. En hy het dit reg gekry. En aanskou die heerlikheid. En word so verander. Dankie, Here Jesus, vir u liggaam wat vir ons stukend geslaan is. Sodat ons kan heel wees. En dankie Here, soos wat ons vandag hierdie nagmaal gebruik, maak u ons heel. Nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat u daarvoor betaal het. Omdat u ons lief het, omdat dit is wat u wil doen. That's all. Dis hoekom. Ons eer u daarvoor. Dankie Here.
Here, en as ons na hierdie sap kyk, dan sien ek net weer opnuut soos in 'n spieël, U heerlikheid. Daar's plekke in U woord in die Nuwe Testament waar hulle U wou stenig of waar hulle U wou van die kraans afgooi. En as dit vir my so mooi, dan sê die woord baie keer, maar hulle kon dit nie reg kry nie, want dit was nog nie U tyd om verheerlik te word nie. Daar's 'n verheerliking aan die kruis, waaraan ons herinner kan word wanneer ons nagmaal gebruik. En dis waaraan ek vandag spesifiek ons elkeen en myself wil herinner, daar's 'n heerlikheid wat ons aan herinner kan word wanneer ons U nagmaal gebruik. En in daai heerlikheid verander U ons van heerlikheid tot heerlikheid, sodat ons betekenis kan hê aan 'n wêreld wat soek. Sodat ons seun en dogter kan wees vir 'n wêreld wat soek. Dankie Jesus vir U kruis. Here, ek wil elkeen seën wat hier sit, dat hierdie week vir hulle 'n besonderse, intieme, intense week in U teenwoordigheid sal wees. Here, dat hulle iets in U teenwoordigheid sal ervaar in hierdie week, wat hulle wêreld so sal skud, dat hulle nooit weer sonder dit kan of wil wees nie. Here, ek bid, dat U mense sal wakker maak in die nag, met 'n bewustheid van U heerlikheid. Ek bid dat U hulle sal wakker maak in die oggend, met U naam, en 'n reuk van U teenwoordigheid in hulle midde. En dat U heerlikheid ons sal verander na nog heerlikheid, na nog meer heerlikheid, na nog meer heerlikheid. En dat ons nooit weer kan teruggaan na waar ons was nie. Van die heerlikheid, the glory of the Lord has changed me. Dankie Here Jesus, ons eer U. U is so amazing. Amen, amen, amen. Dankie julle. Ja, ek hoop regtig die Here gaan jou wakker maak. Ek weet nie of jy volgende Sondag gaan kom kla of gaan kom breek nie. Maar my gebed is dat hy jou gaan wakker maak met 'n bewustheid van hom. Amen. Be blessed.